Lede vir Dr. Roan Steyn, en ek het vir jou gesê, jy moet luister, die woord Pretoria, laat het bietjie in jou kop rondfladder, en hier is het nou, so, Roan, sê gou vir my, Pretoria, verduidelik die konsep in jou veld, dis nou in die ruimte. Ja, Antoine, so, ek het die met dat Afrikaans nou 100 jaar oud geword het in die maand van Mei, het ek toe nou op die Sterre Toe Facebookblad, het ek toe nou gedink, kom ons gaan vat 100 sterrekunde Afrikaanse sterrekunde woorde en ons weet woorde wat ons nie baie gebruik nie. En soos ek het nou genoem dat Equatorial Mountain Afrikaans is 'n hoefysteropstelling en so het ek nou elke dag het ons nou so 'n sterrekundige woordjie van die dag wat ons nou vrystel. Ons het nou gepraat oor sontonge en vuurtonge en sonspykers en allerlei sulke woorde. Maar toe het ek nou gedink, dit is nou 'n baie spesiale woord. Die woord Pretoria het 'n sterrekundige agtergrond. Nou, ek het nou ene ore. So daar's 'n sterrekundige woordeboek, 'n Afrikaanse sterrekundige woordeboek, en die woord Pretoria kom voor in hierdie woordeboek. So Pretoria is die naam wat gegee is vir 'n asteroïde wat in 1916 ontdek is by die Johannesburgse sterrewag deur 'n astronoom met die naam van Harry Edwin Wood. En hy het Manchester geswat en hy het Suid-Afrika toe gekom en hy was toe nou die baas van die sterrewag in Johannesburg en hy het 'n paar asteroïdes ontdek en een van die asteroïdes wat hy ontdek het, het hy toe gedoop Pretoria. Hoe interessant is dit nie? Fantasties. Dis ongelooflik. Nou vertel 'n bietjie meer. Hoe lyk hy? Hoe lyk Pretoria? Is hy bewoonbaar? Hoe lyk Pretoria? Daar's heel wat meer jacaranda bome in ons Pretoria as op die asteroïde Pretoria. Maar hierdie asteroïde Pretoria is 170 meter in deursnee. Ja. Dit is een van die grootste asteroïdes waarvan ons weet wat in ons sonnestelsel om die son wentel. Sy periode is so net bietjie minder as 6,5 jaar, so dit vat 6,5 jaar vir hom om die son te wentel, en hy wentel so tussen 2,5 en 3,5 AU, wat ons nou astronomiese eenheid noem, weg van die son af. So hy wentel daar iewers tussen Mars en Jupiter, wat hy in die rondte wentel. Hy het 'n redelike gekantelde wentelbaan, so in Engels praat ons van gekantel, ons hoef nie nou die Engelse woord te gebruik nie. Maar die Engelse woord is slanted, ingeval jy wonder. Inclination. Is dit inclination? Het gebeur as jy dink jy is slim, man. Okay. So ja, hy's 170 km in deursnee. Wat interessant is van hom is dat hy sy rotasieperiode wat hy om homself wentel om sy eie rotasieas is so 10,5 ure. So hierdie 170 km in deursnee asteroïde roteer om homself elke 10,5 ure. So dis 'n baie dinamiese asteroïde wat ons daar het, en ek het juis nou gaan kyk. Ek kyk nou na grootte en so is wat ek nou in belang stel. Jy het nou gesê 170 meter in deursnee. Dis 170 km. 170 km. Dis 170 km. Dis 'n bil. Ja, dit is 'n bil van 'n asteroïde. Ja. Maar om dit in konteks te sit dat die asteroïde wat ons dink die dinosourus se einde beteken het, was tussen 10 en 15 km. Maar nou moet ek net bysê, ons moet nou konteks daarby sit. Okay, so daar's nie alarmliggie wat hoef af te gaan nou nie? Nee, ons moet net konteks gee. Eerstens, 'n asteroïde gaan heelwat verminder in grootte wanneer hy deur ons atmosfeer ploeg. Okay. So, jy weet, die een wat die dinosourusse uitgehaal het wat ons dink, hy was op die ou ende tussen 10 en 15 km teen die tyd wat hy op die aarde geval het. Yeah. Hy was dalk heelwat groter geweest. En tweedens, hierdie asteroïde met die naam Pretoria, of as jy hom nou wil gaan Google, sy tegniese naam is 790 Pretoria. Yeah. En daar is geen kans dat hy na by die aarde kom nie. Die naaste wat hy ooit aan die aarde gekom het is vriendelik. Hy is vriendelik. Hy het nie 'n saak nie. Hy wentel al om die son daar tussen Mars en Jupiter en het nog nooit enige iemand geplan nie. En ja, dit is die asteroïde Pretoria.
My genade. Baie dankie. Dit is nou vreeslik interessant. So jy's nou by hoeveel terme het jy nou al deurgedraf in die 100 wat jy voormik? Wel, ek is al so hier by ek dink ek het die 10de of die 11de Mei begin. Ja. So ek is nou hier op woord nommer 10 of 11. Dis Maar ek wil graag 100 fantastiese woorde projek. doen. Graag 100 woorde doen Ja. van net interessante Afrikaanse terme, want Afrikaans is 'n baie sterk akademiese taal en al die sterkkundige terme het 'n Afrikaanse ekwivalent. Ja. En dit is baie interessant. So byvoorbeeld, ek het nou die dag het ek wat sonfisikus is, werk baie met die son en ons het hierdie plasma strukture wat net op die son is. Jy weet dit is so boog wat net op die son bly as dit ware. En in Engels noem ons dit 'n solar prominence. Ja. En in Afrikaans is dit 'n sontong. Hoe oulik is dit nie? Is fantasties. Sontong of 'n sonwimper. Oh. 'n Sonwimper. En dan het ons sulke ander baie Maar interessante sien dit strukture. hang nou af, né? Is die son 'n manlike of 'n vroulike in die taal? Is die son manlik of vroulik? Want 'n sonwimper, dit klink so vroulik, né? Dit doen. Gelukkig het ons nou nie die manlik en vroulik in sterkkunde, ek dink nie. Maar miskien kan dit interessant wees om dit bietjie te gaan navors. Maar wat interessant is ook is dat ons het 'n ander baie interessante struktuur wat ons op die son raak sien. Dit is sulke mini plasma jets as dit ware wat dit groei so 15 km/sekonde op, dan groei hy hier na 800 km toe of partykeer net tot 200 km toe en dan sak hy weer af en dit lyk amper soos gras wat waai op die son. En dit word sonspykers genoem. Sonspyker. En as mens dit nou wil gaan Google, dan in Engels noem ons dit spicules. Het dit enige invloed op iets soos die Parker waarin jy werk hier, wat is die Afrikaans vir solar probe? Die son Liewer. toetser, son ek weet nie Ja. Maar het hy enige invloed op Parker? Parker, die Parker Solar Probe bestudeer hierdie solar prominences en die son. Maar daar's nie 'n risiko dat hy kan seer kry of so nie, né? Nee, glad nie. Nee, ons weet al van hierdie sonspykers vir baie lank en hierdie sontonge of sonwimpers. So die Parker Solar Probe kom baie naby aan die son, maar nou nie van so 'n aard dat hy Ek wil net iets gegooi visualiseer word hoe nie. julle sit as julle daar in die laboratorium is en julle kyk nou na die data en julle sien hy gaan nou verby dan almal hulle vingers so gekruis en sê net nie 'n sonspyker nie, net nie 'n sonspyker. Hoorie, Roan, baie dankie. Dit is nou vreeslik interessant. Dis 'n groot Pretoria, plesier. hy sirkel hierso om ons. Absoluut. En as mense graag verdere baie interessante Afrikaanse sterrekundige woorde wil sien, kan hulle altyd dan Sterre toe se Facebookblad. Dit is waar ek elke dag die Afrikaanse woorde van die dag daar sit. Dis waar ek daai koepel gesien het. En dis die tegnologie wat julle gebruik is net ongelooflik fascinerend. Baie dankie. Dankie aan toe. So onthou, van volg Dr. Roan Steyn, Sterre toe op Facebook is eenvoudig, Sterre toe, gaan volg hom en ons gesels ook elke eerste donderdag van die maand, dan kry ons 'n opdatering oor wat gebeur in die ruimte. En dis binnekort weer 'n nuwe maand en dan vind ons uit wat gebeur in jou nuwe maand. Die goed waarna jy kan uitsien as jy op 'n plek is daar op jou kampstoel waar ook al en jy kan 'n bietjie opkyk en dit net gaan geniet wat ook al gebeur. En partykeer as jy gelukkig gaan kry nog die ISS terwyl hy nog in die lug is. Ek hoor hy het nog so 3 jaar of wat het hy nog oor. Ja, die internasionale ruimtestasie. Gaan hom onmiddellik terugbring of gaan hom 'n bietjie laat sirkel? Wat gaan hulle doen? Daar is baie spekulasie oor wat hulle met hom wil doen. Die een opsie is om hom net te ontwentel as het ware. Laat hy maar opbrand. Ja, laat hulle maar net. En dit gaan iets wees om te sien. Dit gaan nogal iets wees om te sien. Maar daar is privaat maatskappye wat ook baie belangstel om te sê, wel, okay, kan ons hom nie net oorvat nie, dan het ons eie private ruimtestasie. Okay. Alright. Dr. Roan Steyn, baie dankie. Dankie aan toe van.